Goeiemiddag almal, ek hoop julle almal het 'n voorspoedige en lekker Sondag. Ek wil vandag praat oor hoe ons storms in ons lewens navigeer. Hoe stuur ons deur daardie storms? Of jy nou 'n Christen is of 'n nie-Christen nie, ons almal gaan deur storms. Dit maak nie saak hoe naby jy aan God stap of hoe ver jy van God af is nie. Jy is nooit vrygestel van storms nie. Dis regtig oor hoe ons navigeer deur daardie storms. Ek onthou jare gelede, so 30 jaar terug, het ek een slag ligte vliegtuig gehuur om van Kaapstad af te vlieg na Tempe toe, om my vriendin terug te vat huis toe. En net so noord van Kaapstad, in die omgewing van Woolsley, was daar 'n storm gewees. En ek moes genavigeer het rondom daardie storm. En ek het toe 'n bietjie verdwaald geraak daar oor die Groot Karoo. En in daardie oomblik moes ek maar redelik op die kaart soek en kyk en navigeer hoe om verby die storms te kom, maar dan ook weer terug op die pad wat ek moes vat, Tempe Lughawe toe. So 200 km voor Tempe Lughawe het ek ook probleme ondervind met van die toerusting in die vliegtuig. Ek het byvoorbeeld die brandstofmeter verloor in die vliegtuig en ook die oliedrukmeter verloor. En ek was nie in 'n posisie gewees om te weet hoeveel brandstof ek presies oorgehad het om te kom tot by die lughawe self nie. Die feit dat ek verdwaal het natuurlik ook 'n impak gehad op my brandstofverbruik. En in daardie oomblik was my eerste storm kleiner gewees as my tweede storm. Soos wat ek nader gekom het aan Tempe Lughawe, het ek 'n bekende stem oor die radio gehoor, die stem van 'n oud kollega wat ook gevlieg het by Tempe Lughawe. En ek het die situasie hom verduidelik en ek het vir hom gesê dat ek nie die normale prosedures sou kon volg om die lughawe te nader nie. Hy het my die windrigting gegee, die ander bane gebruik en ek kon veilig land met 'n paar minute se brandstof oor. Tot vandag toe is ek dankbaar vir God, want ek is seker dit is hy wat daardie vriend van my in die lug gehad het op daardie spesifieke tyd. As ons kyk na voorvalle van of geleenthede van storms in die Bybel ook, sien ons in 1 Konings 19 waar die profeet Elia in 'n storm was. Dit is 'n geestelike storm gewees. Dis net nadat hy met die 450 profete van Baal 'n bietjie 'n klein onderonsie gehad het. Nou die storie in 1 Konings 18 was gewees waar Elia met hierdie 450 profete van Baal bietjie kop gestamp het en hy het vir hulle gesê, wel, as julle dink julle God is so goed, kom ons kyk dan nou wie se God kan die altaar met die bul wat hulle voorberei het aan die brand laat steek om te offer. Nou die 450 profete was onsuksesvol geweest en Elia het hulle eintlik maar uitgelag daaroor en hy het toe gebid en God, die ware God wat ons vandag ken, het toe vuur uit die hemel uitgestuur en die altaar van Elia aan die brand gesteek. Die 450 profete is toe om die lewe gebring en dit was 'n groot oorwinning gewees vir Elia. En ons tel dan nou die storie op hierso in 1 Konings 19 vers 1 waar dit lees: Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê: mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het soos jy met die profete nie. Ten spyte van die feit dat Elia hierdie groot oorwinning gehad het en God het hom die vuur gestuur, het hy tog bang geword. So dit lees jy van vers 3 af. Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan lê hy en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê: word wakker, eet.
anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Elia was nooit alleen in hierdie storm van hom gewees nie. God was by hom gewees en God het deur die engel vir Elia versorg daarso. As ons kyk in die Nuwe Testament, is daar ook in die boek van Markus 4, 'n baie mooi voorbeeld waar die disippels in 'n storm was, hierdie keer saam met Jesus. So in Markus 4 vers 35 staan daar: Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe by die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Hy is Jesus. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: Hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Vriend, ek wil vir jou aanmoedig vandag en vir jou sê, maak nie saak hoe jou storm lyk nie. God is in daardie storm saam met ons. Jesus is in daardie storm saam met ons. En toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy vir ons gesê, hy sal vir ons 'n helper los, die Heilige Gees. En die Heilige Gees stap saam met ons elke dag daai pad van ons in ons storm. Sterkte. Dankie.